hierdie episode van Agter die Tunes. En hulle skiet toe die ding af, die SAIK daai tyd, want hulle sê toe, luister, dis te gespesialiseerd. Toe kyk ek na die program eendag, terwyl hy uitgesaai word, sommer vir die pret om te kyk waar staan ons, en ek besef skielik, maar iets is verkeerd hierso. En toe ons daai program opgeneem het, na die eerste advertentiebreek, toe besef ek skielik, ek moet hierdie my laaste program maak. Niemand het geweet dat ek gaan ophou nie. Hallo daar en welkom by Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes. En dit is so lekker om weer hier saam met jou te kan kuier, waar ons gesels oor alles in die musiekbedryf, die gewild, die nie so gewild nie, sowel as al die bekendes en nie so bekendes nie. En ek dink dis juist wat die backbazaar so lekker maak. Maar voordat ons kom by hierdie week se episode, want dit is 'n groot ene, dit is ons laaste episode van hierdie reeks van Agter die Tunes. Laasweek het ek bietjie gesels met Lenae Creer. Nou sy is al vir 25 jaar lank in die PR bedryf, spesifiek nou in die musiekbedryf, en ek het bietjie haar brein gepik oor hoe hierdie bedryf verander het, PR gewys nou spesifiek. So as jy meer daaroor wil gaan uitvind, maak seker jy gaan luister daarso wanneer jy hier klaar geluister het. Maar gepraat van hierdie episode, natuurlik, soos ek genoem het, is dit die laaste ene van die seisoen. 20 weke se Agter die Tunes en ons gaan 'n bietjie van 'n blaaskans neem wanneer hierdie episode klaar is. Maar ek het gedink, weet jy wat, ons moet met 'n bang eindig in hierdie ene. So, met wie kan ek gesels en oor wat kan ons gesels wat lekker interessant gaan wees en dalk so 'n bietjie nostalgie gaan bied. So ek het 'n baie bekende persoon wat jy moontlik mee groot geword het as jy my ouderdom is, op die kassie nou spesifiek. En met hierdie persoon in gedagte het ek gedink, weet jy wat, musiekprogramme was baie gewild op 'n stadium gewees en hulle het net kind of verdwyn. So hoekom is dit die geval? En hoekom het hierdie persoon nou spesifiek uitgetree uit sy rol as 'n aanbieder van seker die bekendste musiekprogram in Suid-Afrika vir die laaste 2 of 3 dekades? Jy weet sekerlik met wie ek gaan gesels. Sy naam is Johan Stemmet. So kom ons vind bietjie uit waarby hy nou betrokke is en wat hy gedink het oor die noot vir noot jare en ook musiekprogramme as geheel. Nou in hierdie episode van Agter die Tunes, natuurlik die laaste episode van hierdie reeks, en so ek het gedink, met wie kan ons gesels wat 'n lekker treat sal wees om ons reeks mee af te sluit, en toe het ek gedink, weet jy wat, dit sal lekker wees om met 'n lewende legende te gesels oor iets wat ek dink nogal 'n groot rol gespeel het in baie mense se lewens. So natuurlik is dit my groot voorreg om vandag goeie dag te sê aan die uwe Johan Stemmet. So Johan, baie dankie dat ek met jou kan gesels hier op Agter die Tunes vandag. Dit is 'n voorreg. Ek skrik net altyd as mense praat van legende, want daar's nie so ding soos 'n legende nie. Ons doen maar almal wat ons doen, en as mense geniet wat ons doen, dan is dit net 'n bonus. Dis ek dink is 'n baie lekker manier om daarna te kyk, maar ek dink my eerste vraag aan jou is wat ek met almal my eerste vraag mee begin, want ons hou nie daarvan om oppervlakkig te wees nie. Hierdie is net 'n hoe gaan dit met jou, lekker en jy vraag nie. Hoe gaan dit met Johan Stemmet? Soos dit met 'n 74-jarige man gaan. dit gaan goed, ons is gesond, ons bly lekker hier teen die Weskus. Ons was vir baie jare was ek in Johannesburg gewees, 40 jaar, en toe besluit om terug te kom na my wortels toe. En ons bly vreeslik lekker hierso. Ek is nog steeds bedrywig met televisieprogrammetjies. Ons maak kinderprogrammetjies deesdae. Ons het nou net 'n reeks klaar gemaak sonder soetkoek. In Engels noem ons van Piece of Cake, en dit is vir grondslagfase kinders. Dis 'n kort 5-minuut videoetjies wat die skole kan gebruik om te help met die grondslagfase en primêre skoolkinders, net om te help met leesvaardigheid en syfervaardigheid. So daarmee het ons bedrywig gehou. Ons het programmetjies gemaak, een vir elke dag van die jaar, en hy sal binnekort te sien wees. Verder maak ek nog musiek. Ek bou gitare vir 'n stokperdjie, en ek bou dit maar hoofsaaklik vir funksies, mense wat veilings wil hou om fondse te in vir liefdadigheid, dan bou ek die gitare en skenk dit vir hulle. So dit hou my besig. Ek maak nog musiek, ek sing en speel nog gitaar en klavier. So alles gaan lekker aan. Ek is nou net nie meer op die kassie nie. Dis hy. Wel, ek is baie bly om te hoor dat die passie vir musiek nog daar is. En dalk sal jy 'n goeie persoon wees om te vra, want ek het nou onlangs vir my 'n gitaar aangeskaf. Wat se raad het jy vir 'n beginner gitaarspeler wat graag die instrument bietjie wil leer speel?
Ag, dis so maklik. Gaan op die internet is daar soveel goed wat jou leer om akkoorde te speel en so aan. En die groot ding is net om te geniet wat jy doen. Kies vir jou gunsteling liedjie wat jy hou van om te sing en dan gaan jy op die internet en jy kry die akkoorde daarso en dan maak jy net musiek. Okay. Dis Onthou eenvoudig. die belangrikste persone wat jy vir musiek moet maak is vir jouself. Die ander wat bykom is 'n bonus, maar jy maak vir jouself, dis vir jou eie bevrediging. Dis hy. Wel baie dankie. Ek gaan definitief daai raad tot harte neem. Maar Johan, jy het nou genoem dat jy natuurlik by 'n klomp dingetjies betrokke is met die ja, vir die kinders wat jy videoetjies maak en jou stokperdjies wat jy nog daar in die gang het. Wat is iets wat jy nie tydens jou noot vir noot loopbaan kon geniet het nie, maar wat jy nou na alles nou verby was in die laaste paar jaar wat jy eintlik nou kan geniet? Nee, weet jy, ek was 'n hoërskoolonderwyser gewees hier by Rondebosch Boys High vir 'n paar jaar en my stokperdjie was maar altyd vandat ek hierdie skool het, is eintlik van die skooldae af. Vandat ek 11 was, het ek musiek gemaak en gespeel en danse en goeie. So my stokperdjie was maar altyd musiek maak en daai tipe ding. En toe televisie nou net begin het dat ek nou daar beland het, was dit het vir my altyd soos 'n stokperdjie gevoel want my werk was te lekker om te dink dis werk. Ja. En al wat gebeur het is toe ek nou besluit om nou bietjie uit te tree uit die aktiewe aanbied van televisieprogramme. Gaan ek maar net nog aan met wat basies my stokperdjie is. So wat ek doen is maar wat ek my lewe lank gedoen het en ek sal dit doen. Ek het nou die dag 'n onderhoud gedoen met 'n tydskrif. Toe vra hulle my nou wanneer gaan ek ophou doen wat ek doen? Die dag wat ek wakker word en ek voel ek het nou nie lus hiervoor nie, dan sal ek ophou. Dis hy. Maar daai dag het nog nie aangebreek nie. Ek werk nou saam met my seun Kaal. Hy is eintlik die brein agter hierdie kinderprogrammetjies en hierdie opvoedkundige programmetjies. Dit is eintlik sy produksie. So ek help maar net waar ek kan met die goeters en hy en Elsa Colling is maar eintlik die twee wat bedrywig is met die goed. So ek is maar net betrokke daarso en ek hou my hand daarin en dis my lekker. Ja, ag nee, maar dis lekker om ja, as dit lekker is, dan is dit lekker vir ons, want ek dink dit skyn deur op die of na die eindpunt op die einde van die dag. Maar Johan, as ons nou 'n bietjie praat oor noot vir noot. Jy is natuurlik sinoniem met hierdie program en ek meen ek het nou voordat ons nou begin het ek vir jou gesê ek het groot geword met die program en elke Vrydag aand het jy noot vir noot gekyk en Johan stem het was daar, was nie if buts of maybes vir waar jy op 'n Vrydag aand gaan wees nie. So ek dink op daai punt natuurlik was noot vir noot baie gewild geweest, maar wat was die punt geweest waar jy en die span besef het dat dit is nou 'n tyd dat ek wegtreë van die program af. So vertel ons hoe het daai proses begin tot waar jy eintlik op die einde van die dag daai besluit gemaak het. Okay, dis nou tyd. Ja, ag, dit is baie gaaf en is baie lekker vir my om te hoor jy sê jy het as 'n kind groot geword daarmee want ek dink dis die bevrediging wat 'n mens kry uit jou werk uit. As jy sien dat dit iets vir iemand beteken of dat mense dit wel geniet het. Ek meen niks is so bevredigend as om iets te doen en te sien ander mense geniet wat jy doen nie. Nee, ek het die program vir baie jare aangebied vandat ons begin het met hom. Ek en Elsa Colling en Johan van Rensburg, ons het die ding ontwikkel van niks af nie en toe hy nou maar begin groei en ons het altyd maar verander en geskaaf aan die ding, jy weet, dan sien ons moet 'n orkeslid vervang, of ons moet die stel vervang, of ons moet die klere wat ons dra vervang, jy weet, of ons moet, jy weet, die hele onderbaadjie storie, ons het onderbaadjies gedra om aandag te trek, dat mense sê, wat dra hierdie man, en dan kyk hulle ten minste die program, en dit was alles die goed maar om die aandag te trek, laat mense wil kyk vir verskillende goeders, en dan natuurlik pas die speletjies aan, maak seker jy beweeg na moderne musiek soos wat daar 'n nuwe liedjie uitkom het, ons om probeer inwerk sonder om ons gehore te verloor en die ou musiek te verloor. Jy weet, jy het 'n baie Noot vir Noot is 'n familieprogram. So jou musiek moet wees vir die kinders, vir die ouers en vir die oumas en oupas. Jy moet iets vir almal probeer in hê. En die program het ontwikkel en soos ek nou vir jou sê, daar was 'n natuurlike evolusie. Ons het verander waar ons moet verander. En eendag so 3 dekades later, nadat ons begin het hier, toe ek so by 30 jaar se aanbied kom, 29, toe kyk ek na die program eendag, terwyl hy uitgesaai word, sommer vir die pret om te kyk waar staan ons, en ek besef skielik, maar iets is verkeerd hierso. En nou probeer ek uitfigure, wat is dit wat verkeerd is, en ek sien daar staan die deelnemers, hulle is almal hier
19, 20, 21, 22 en die orkes is daar, hulle gemiddelde ouderdom is so 28, 29 en daar staan die aanbieder, hy is 70. Toe besef ek daar hierdie fout, jy weet, die prentjie lyk net verkeerd. Jy weet, televisie is 'n jong mensprogram en jy soek jong gesigte en vars gesigte en ek sê nou nie as jy oud is kan jy dit nie doen. Natuurlik kan jy dit doen, maar dan moet die aanbieder soort van inskakel by die materiaal. En ek het net gevoel ek lyk net te oud. Ek kan dit nog gedoen het vir 'n hele paar jaar, maar ek het gedink ek lyk te oud vir die prentjie. En ons het toe vir e-mail ingekry wat natuurlik fantasties was. En ons moes die konsep toe ook maar bietjie verander het, jy weet, van die orkes af na 'n DJ toe beweeg en sulke goed, want jy weet, as 'n motorvervaardiger 'n nuwe model uitbring, dan verander hy nie net die stuurwiel nie, hy moet die hele model aanpas. Ja. Dit moet lyk na 'n nuwe kar, jy weet, jy kan nie net stuurwiel verander nie, en ons het hom na iets nuuts laat lyk. My seun Karl het basies oorgevat die produksie toe op daai stadium, hy was in beheer, en hy het dit lekker gemoderniseer en was geweldig gewild geweest so. En die program het net so goed gedoen soos wat toe ek hom aangebied het vir 'n hele paar jaar. Maar nou ja, toe die dinge mos nou verander, toe die taalding ingekom het van hulle meer Afrikaans gaan doen op televisie, nie op SABC het natuurlik 2. En die Afrikaanse programme het een na die ander begin verdwyn. En ons het ook ons musiekroulette toe ook gestop en ook noot vir noot. En nou ja, dis soos dit nou is. Dis soos dit toe was en dis soos dit nou is. Ja, ja, ek sê, ek het nou die dag op 'n program wat ek gedoen het gesê, my 'n persoon wat bus gery toe ek op skool was, het gesê, time waits for no man, and neither do I, en toe ry hy, maar ek dink is dieselfde ding van 'n program soos, ja, hy evolve soos wat die tyd aangaan, en ek dink dit is iets van, om te besef dat die program is nie net jy nie, en ek dink vir baie kykers, en ek dink my en Kleis, ek bedoel, Johan sonder nood vir nood, of ander kant om, dit werk nie eintlik regtig nie, maar tog gaan dit nie noodwendig oor jou as die aanbieder nie, maar oor die program en hoe hy gaan voortleef. Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd. Dit moet gaan om die program. Hy het 'n beperkte leeftyd as dit net om die aanbieder gaan. Want as die aanbieder iets verkeerd doen in sy lewe of 'n negatiewe persepsie skep, dan sink die program ook. En basies werk ons almal vir 'n program. Die kameramanne, die klankmanne, die aanbieder, die orkes, die deelnemers, almal werk vir die program. So jy kan nie nou gaan individue uitsaai, ek is die aanbieder, ek is die myn peanut, jy weet, of ek is die deelnemer sonder my kind, ek is die orkes. Nee, almal is 'n skakel in 'n ketting. En as hy skakel breek, dan val die hele produksie uitmekaar uit. Elke skakel is belangrik. Daar is nie een wat jy kan uitsonder. Ja, jy kan sê die program word soort van geassosieer met die aanbieder. Maar die program moet die belangrike ding wees. Dit moet om die program gaan, nie om die aanbieder nie. En as ek nou dink aan daai laaste program wat ek dink dit was in 2019 gedoen het, het jy dit benader as enige ander program, of was daar so 'n bietjie van 'n emosionele gevoel aan die program, of het jy maar net gesê, weet jy, hierdie is nog 'n program wat ons moet doen, kom ons maak dit nou goed? Kan ek nou vir jou iets sê wat die reine waarheid is? Ek het in my agterkop geweet ek gaan aftree of uittreë, nie aftree nie, ek gaan net uittreë die program, maar ek het nog nie presies geweet wanneer nie. En toe ons daai program opgeneem het, na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie my laaste program maak. Sure. Dis waar ek besluit het. So die besluit het gehang, maar ek het nog nie 'n spesifieke tyd nie. En na die eerste advertensiebreek toe besef ek skielik, wie wat ek moet hierdie my laaste program maak. En toe ek aan die einde groet, toe was daar so 'n stilte in die ateljee, al die hele span het sê, wat nou? Niemand het geweet dat ek gaan ophou nie. En ek het net daar besluit, dis nou tyd, want onthou ons neem die programme op, dan word dit nou geredigeer, en dan word dit eers so 2 maande later uitgesaai. Jy weet, so my besluit daar was nie onmiddellike ding nie, maar toe hy uitgesaai is, nou ja, toe weet mense al ek gaan uittreë, want toe maar tydens die opname het ek besluit, dit gaan my laaste ene wees. En dit is lekker om dit te doen,
Die nostalgie het eers gekom toe hy uitgesaai is, toe ek nou terug sit en kyk na die laaste program en ek besef, daai is my laaste program wat ek daar doen. Ja. Maar toe ek besluit het, was dit net soos 'n gewone program. Jy bied hom aan en jy beplan ook nie 'n program, jy beplan die inhoud en jy weet wat jy gaan sê. Maar die energie wat uit die program het kom bepaal hoe die program gaan wees. Jy weet, as jy lekker deelnemers het, dan loop die program. En die ander jy nou deelnemers kry wat nou nie so uit hulle velle uitspring en lekker deelneem aan hulle musiek en ja, dan sukkel 'n ou nogal nie sweet om die ding in die gang te hou en die energie daar te hou. Maar hierdie spesifieke program was dan ene wat lekker gedoop het. Die energie was daar. Die deelnemers was pret geweest, hulle was mos ook bekende mense geweest. En so alles en alles het die ding net lekker gewerk en vir my was dit 'n lekker verskoon die pan noot om op te eindig. Ag nee, ja, maar ek dink dis hartseer, maar life does go on op die einde van die dag. Maar ek dink daar's altyd verandering hoor. En Ja. alles in die lewe is daar verandering en as jy nie saam verander nie, bly jy agter. Dis hy. So om vorentoe te beweeg, moet jy saam met die verandering verander. En elke verandering lei tot ander uitdagings en ander goed. Ek meen toe ons nou van SABC 2 af moes gaan, toe het ek daartoe besef, luister, musiekprogramme kan ons dan ook nie doen nie, want dit moet gecommission word, dit is te duur om dit self te finansier. En toe dog ons nou maar, kom ons gaan na tipe programme wat die finansiering nie so buite mense ryk is nie, en die ding wat ons toe aan gedink het is, wat kan ons nog doen om 'n bydrae te maak? Die musiekprogramme was baie lekker, ek meen, dit het ek my lewe lank gedoen, dit is wat ek is, die musiekprogramme, en dit was lekker om dit te maak, maar toe dinge verander, dat dit nou nie meer 'n ding is wat uitsaaiers vreeslik oor, jy weet, graag wil hê nie, dit is nie meer ek moet nou versigtig wees wat ek sê, dat ek my nie in dinge praat wat ek later nie uitkom nie. Maar daar was nou nie, laat ek dit so stel, die behoefte na die tipe musiekprogramme wat ons gedoen het, die groot programme met groot orkeste en soos in die Kollig met byvoorbeeld, met strykers en daar is nie meer so behoefte daarna nie, maar die behoefte in die land op die oomblik en by uitsaaiers op die oomblik en by almal, by skole, onderwyskringe, oral hoor jy dit, by ouers, is die behoefte om kinders te kry, om te kyk na hulle leesvaardigheid en hulle syfervaardigheid, want veral in die laerskole was dit altyd die probleem. Die kinders lees nie en hulle verstaan nie wat hulle lees nie. As hulle kan lees, verstaan hulle nie wat hulle kan lees nie. En die syfervaardigheid, hulle sukkel om sommer by. Nou dit vryf af, as op hoërskool kom, dan word dit 'n probleem. En ons besluit toe, kyk, as ons nou hierdie kinderprogrammetjies kan begin maak, een vir elke dag, 'n 5-minuut program, elke dag van die week, wat die kinders kan help met hulle syfervaardigheid en help om te lees en om somme te doen, dan voel 'n ou soos wat ons gevoel het met Noot vir Noot, jy doen iets wat vir mense iets beteken. Nou hier gaan ons met hierdie opvoedkundige programmetjies iets doen wat vir die kinders en natuurlik die ouers ook en die skole dan natuurlik uiteraard werklik iets gaan beteken en 'n bydrae gaan maak. Ja, sure. Nee, dis baie lekker om te hoor en ek dink jy het nou aan iets geraak wat ons bietjie later verder oor gaan gesels, maar as ons nou praat van musiekprogramme, Johan, na so baie jare moet ek liewer sê wat die program nou aan die gang is, wat dink jy was Noot vir Noot se grootste bydrae tot Suid-Afrikaanse musiek? Kyk, op daai stadium wat lekker was, ek praat van toe ons begin het 1991, was daar nie eintlik, kyk, daar was natuurlik nie internet, toe ons begin met Noot vir Noot, was daar geen internet nie, daar was nie selfone nie, jou kunstenaars het nie blootstelling gehad, die enigste blootstelling wat hulle kon hê is op televisie, en dit is maar die musiekprogramme wat ons gemaak het, wat die blootstelling vir die kunstenaars gegee het, dat hulle daarop kan kom sing. Jy weet, ons het begin ek het, as ek van myself moet praat, as ek van my praat, bedoel ek altyd ons. Ek praat altyd van, dis 'n span wat altyd werk. Dis nie een mens wat dit doen nie. Jy weet, ek staan daar so en ek bied aan, maar daar's 'n hele span van 20, 30 mense wat dit moontlik maak dat die ding moet gebeur. So wat ons gedoen het daai dae, ons het 'n programreeks gehad, platepraatjies. Wat ons, as 'n ou nou byvoorbeeld 'n liedjie opgeneem het, of 'n plaat, dit was daai dae plate gewees, het solo 7's gekry en langspeelplate en goedes. Ja. Dan as 'n so plaat opgeneem en dan kom hulle na ons toe en dan maak ons nou 'n videoetjie, of nie 'n videoetjie, hy sit op 'n stelletjie in die ateljee en dan sing hy nou sy liedjie en dan voer ek nou onderhoud met hom, vertel my van jou liedjie en so aan, en dan weet die hele volk nou, dis nou die nuwe liedjie wat uit is, dan kan hy nou gekoop word.
En toe het ons later 'n reeks gedoen, Telly Treffers, wat ons toe die eerste musiekvideo's begin maak het. Ons het altyd gepraat van die man teen die boom video's. Ons het altyd 'n ou op die stel laat sit en dan sing hy net sy liedjie, of hy staan daar buite teen 'n boom en hy sing sy liedjie. En toe begin ons agterkom, maar jy moet dit meer interessant kan maak, en dis soos ons met musiekvideo's toe begin het. Die eerste musiekvideo in Afrikaans was Annelie van Rooyen se Ek Lewe wat ons gedoen het, en daar verskillende plekke geskiet het, wat sy verskillende dinge doen. En daarna het op Telly Treffers het maar ontwikkel het, 'n ou kom met 'n liedjie, in plaas dat hom met die stel laat sit en net sy liedjie sing, het ons 'n videoetjie van hom gemaak, en dan kan hy nou met die video, word die video nou gespeel. En maar onthou nou, ek sê weer, daar was nie internet nie, so daar was nie YouTube en sulke goed nie. Die enigste plek wat jy die ding kan sien is op die program self. So almal het na die programme gekyk, want dis al wat hulle gehad het om te kyk. En ons uitdaging was om soveel kunstenaars as moontlik te kry en dit interessant te hou. Ons het toe met 'n reeks begin debuut, want ons het gevind, jy weet, jy kan nie altyd dieselfde kunstenaars oor en oor en oor gebruik nie. Jy weet, Rina Hugo, Karike Kesenkamp, Annelie van Rooyen, Bless Bridges, Guy Koster, Jesu noem julle op, ons by dieselfde groep aan mekaar. En ons het besluit, ons moet nuwe kunstenaars begin kry. Toe het ons die reeks Applaus gedoen, en in Applaus het ons dan nou geleentheid gegee vir ouens om in te skryf, en dan stuur jy nou 'n kaset, 'n bandjie van jouself waarop jy sing, en dat ons so 'n spannetjie gehad wat dit beoordeel, en as ons gedink het, dis goed, dat ons die kunstenaar ingekry, sy liedjies verwerk, 'n orkes gekry met te speel, en dat hy nou in die ateljee meegedink teen ander kunstenaars, en dan het ons nou 'n paneeltjie gehad, ons het gehoor gehad in die ateljee, en dan 'n paneeltjie wat dan sit, en dan luister na die 3 ouens wat nou met die orkes sing, en dan besluit hulle nou, wie is die wenner. Klink dit soos Idols? Dit was Applaus gewees, nou jare voor Idols begin het. En toe het ons later, toe ek en Johan en Elsa Colling weg is by die SAIK om ons eie produksiefasiliteite begin, Stemburg Televisie. Dit was toe die eerste produksiehuis wat musiekprogramme maak buite die SAIK. En ons het toe daar, ons het eers maar videoetjies gemaak wat ons toe nog steeds vir die SAIK maar gegee het om uit te saai. En toe het hulle 'n symposium gehad, wat hulle 'n werkswinkel, wat hulle ons na toe genooi het en gesê het, hulle soek spanspeletjies. Want daai dae was daar net flink dink gewees, en daar was programme soos, daar was so 'n paar speletjies programme, maar niks, flink dink was goed gewees, die ander het maar soort van, hulle was maar daar. En ons dog toe, omdat ons toe nou musiekprogramme ons lewe lank gedoen het en met musiek gewerk het, gaan ons 'n musiekprogram voorstel. Toe sê ons, wat vir 'n musiek vasvra? En hulle skiet toe die ding af, die SAIK daai tyd, want hulle sê toe, luister, dis te gespesialiseerd. Mense hou van 'n algemene kenniskompetisie, maar as jy nou net musiek vra, dis te gespesialiseerd, dis nie werk nie. En hulle skiet die hele ding toe af, die hele noot vir noot idee, en hulle het in daai tyd die boereorkeskompetisie ook gehad. En die ding is gewoonlik Saterdag uitgesaai, en toe op 'n stadium wat daar iets skeef geloop wat die program nie kon uitgesaai word nie, en toe roep hulle ons aan, hulle sê vir ons, luister, daai ding wat julle vir ons voorgestel het, maak vir ons 'n loodsprogram. Toe sê sy, okay, maar daar is nie geld vir die loodsprogram nie, toe moes ons soms so in 'n bioskoopsaal gaan opneem. Nou ja, ons speel toe vir die loodsprogram, maar dit was verskriklik naar gewees. Ek skryp nou nog onder die tafels weg as ek daarna moet kyk. Maar hulle dog toe, nee, okay, dit kan dalk werk, maar ek dink hulle was meer in 'n probleemsituasie wat hulle nie die boereorkes kon uitsaai nie. Hulle moes maar vat wat hulle kon kry. Ja. En hulle vat toe hulle sê toe, okay, ons saai sommer daai program uit dan die loodsasprogram 1, toe sê nee, die ding moet oorgeskiet word. En nou ja, toe is daar nie geld nie. Toe moes ons nou geld kry om my eerste program oor te skiet. En dis waar, ek kan dit nou maar noem, want die bank bestaan nie meer nie. Dis waar die 50 raaitjies met die komplimente van Volkskasbank. Volkskasbank, dis waar dit vandaan kom. Het hulle toe gesê, okay, hulle sou vir ons geld voorskiet om die program 1 te skiet. En dan daarna was Volkskasbank toe deel van die hele nood van nou ding. Hulle het die prysgeld vir ons gegee en sulke goedes. En nou, soos jy weet, toe die ding nou verander na 'n ander bank toe. En ons is nog deel van daai bank ook vir baie jare gewees. Tot hierso na by die einde. Ja. Nou ja, so nood vir nou toe maar die lig gesien en die eerste reeks het uitgegaan en hy soort van lou warm ontvang gewees.
maar toe is die tweede reeks doen, toe pop die ding skielik, toe begin hy net hardloop. En so het hy maar gegroei en gegroei. Ek kan dalk by sê in die beginjare was dit net 'n Afrikaanse program gewees en ons het baie gou uit Afrikaanse liedjies uitgehardloop en jy kan nie sweer soos 'n arend in elke program en elke speletjie gebruik nie. En toe het ons vir die baase destyds gevra, kan ons nie maar Engelse liedjies ook begin gebruik nie. Hulle was bietjie lanktand, maar toe hulle toelaat, toe kry ons onmiddellik 'n klomp Engelse kykers ook by. En nou ja, toe ons Engelse kunstenaars ook begin gebruik het, nou toe blom die ding en toe word dit iets vir almal. Ek onthou in daai dae was ons altyd nommer 1 en 2 op die top 10 gewees. Dit was ons en Vetkoek Paleis en die nuus. Daai 3 programme was altyd nommer 1, 2 en 3. Ja. Maar hulle het 'n ding gehad, 'n alle rasse indeks. En die alle rasse indeks was 'n top 50 gewees. En dit beteken almal in die land. Watter kleur, geur of godsdienst of kultuur jy is, almal word gemeet. Ja. En alhoewel ons 1, 2 en 3 op SABC, nee, was toe SAIK of TV1, dit was TV1 gewees. Was ons op die alle rasindeks hierso nommer 48 of iets. Ons het net die top 50 gehaal. En ons maar altyd daar gesit en toe later toe dinge nou begin verander met die politiek en alles en ons bring toe vir, ek dink dit was Mara Lou gewees. Nee, Yvonne Chaka Chaka. Ons bring vir Yvonne Chaka Chaka. Toe was sy baie groot in die kan ek praat van die swartmark meer wat, jy weet. Ja. En ons bring toe vir haar in en sy sing op noot vir noot. En ons spring van nommer 48 op die allerrasse indeks na nommer 8. Ja. En van toe af was noot vir noot volwaardige Suid-Afrikaanse program wat almal kon geniet en almal na gekyk het en so het hy gebly. Ja, jessie. Nee, maar soos wat jy praat, juist nou waar noot vir noot regtig soos alle Suid-Afrikaners bymekaar gebring het. Wat dink jy maak musiek so 'n powerful formaat vir TV en hoekom dink jy Connect gehoor is so maklik met musiekgebaseerde game shows en soos mense van alle tale soos wat Noot vir Noot nou ook gedoen het? Dis 'n baie eenvoudige konsep. As jy in jou motor ry en jy hoor 'n liedjie in jou motor, wat vra jy altyd vir jouself? Wie sing dit? Wat is die naam van die liedjie? Né? Ja, dis ek. So as jy 'n spanspeletjie baseer op daai twee goed. Wie sing hierdie liedjie en wat is die naam vir die liedjie? Nou kan jy enigiets doen daarmee en dit vang vir almal. Almal stel belang. Wie sing daarso? Wat is die naam van die liedjie? Jy weet en jy kan nou al jou speletjies basies rondom daai twee goeters bou. En dis wat ons basies gedoen het. As jy kyk na enige van die speletjies, dit alles draai tot Visie Sanger en was die naam vir die liedjie. Jy vra net op verskillende maniere. En die uitdaging lê om met so 'n manier te doen dat dit mense interesseer. En dis waar die uitdaging gekom het om verskillende speletjies te skep rondom daai idee en dit interessant te maak. En dis wat die program in die gang gehou het, want ons het seker gemaak met elke reeks dan kyk ons is daar enige van die speletjies wat moeg begin raak, dan moet ons 'n nuwe enetjie hê. As ons sien die stel begin moeg raak, dan verander ons die stel. Soos ek net nou ook genoem het, ons begin praat, daar moet gedurende evolusie wees. Jy moet aan mekaar dinge verander, dan solank jy vernuwe, bly jou program vars. Sure. Maar ek moet net bysê, jy moet baie versigtig wees. Daar's 'n baie fyn lyn tussen vernuwe, soos hulle in Engels sê, for the sake of renewing, en om te vernuwe, om nuwe sinergie te kry, 'n nuwe energie te kry. Ja, en hoe tref 'n mens daai balans? Jy moet jou gehoor ken. Jy moet die hele tyd jou voete op die grond hou en ons het die voordeel gehad, ons het na jare baie getoer en baie opgetree oral in die land. Elke liewe dorp van die land het jy maar konserte gehou en gesing en vir die mense vermaak. En dan kry jy geleentheid om te praat met die mense en dan kan jy sien en hoor wat hou hulle van en wat hou hulle nie van nie. Jy weet, en as jy jou voet op die grond hou en jy ken jou gehoor, want kyk, alles wat jy doen gaan basies om jou gehoor. Jy maak nie programme vir jouself nie. Ja. Jy maak dit vir jou gehoor, vir jou kykers. En solank jy baie bewus is van wat hulle behoeftes is, nou ja, dan is jy op die regte pad.
Dis hy. Wel gepraat van wat die gehoor wil hê. Ek wil nou 'n bietjie praat oor die behind the scenes aspekte van die program. So ek dink natuurlik musiek is waaroor die hele program gaan. So hoe word die liedjies vir elke program geselekteer en het daai proses verander oor die jare toe jy betrokke was? Wat ons het van tyd tot tyd wat ons doen is ons kyk of ons repertoire reg is. Ons kry 'n klomp mense in verskillende vlakke vir die samelewing. Kies hulle, vat hulle daar, gee vir hulle koek en tee en trakteer hulle bietjie en dan speel ons vir hulle liedjies en dan sê ons wat dink jy van die liedjie? Wat dink jy van die? Ken julle hierdie? Ken julle daai ene? Want onthou, Noot vir Noot se groot geheim was nooit of jy die liedjie ken of nie. As jy 'n liedjie nie geken het nie, dan kan jy nie saam speel nie. So ons het seker gemaak ons gebruik liedjies wat ons weet die mense ken. Maar hier lê die triek. Ons wil kyk of hulle die liedjie herken in die vorm wat ons dit vir hulle gee. Met ander woorde, eenvoudig die notespel wat ons gehad het. Jy ken, gee my enige liedjie wat jy ken. Noem maar sy naam. Kom ons sê Eye of the Tiger. Okay, jy ken Eye of the Tiger. Nou as ek vir jou die eerste 2 note van die inleiding speel. As ek tada, dan weet jy nie wat dit is nie. Ja. Maar jy ken Eye of the Tiger. Ek sê vir jou tada, nog nie. Nou gee ek vir jou leidraad. Hierdie het te maak met 'n roofdier. Tada, dis Eye of the Tiger. Nou het jy hom gekry. Die ander ou het hom nog nie gekry nie. Hy moes nog so 2 note bygekry, dan sou hy dit ook gekry het. Maar hy kan saam speel want hy ken ook die liedjie. So die geheim is, ek gee vir jou 'n liedjie wat jy ken en dan kyk ek wie van julle herken hom eerste op die manier wat ek hom vir jou gee. As jy nie die liedjie ken nie, kan jy nie saam speel nie, dan gaan jy nie Noot vir Noot eers kyk nie. Sure. So as ons die gehore bymekaar kry of die publiek, dan kyk ons watter liedjies hulle ken. As ons iets speel en ons sien hierdie ou ken dit glad nie, dan gooi ons daai liedjie uit. Ons maak seker dat die mense wat daar staan as deelnemers die liedjies ken wat ons het. En dit geld vir die kykers by die huis ook. Jy weet, hulle kan nie saam speel as hulle die liedjies ken nie. So ons moet seker maak ons gebruik liedjies wat hulle saam mee kan speel, wat hulle ook ken, en dan voel hulle goed. Jy weet, jy kry die liedjie Eye of the Tiger nou op 3 note. Die ou het hom nog nie, maar die oomblik wat die orkes nou die confirmation speel, die bevestiging van die liedjie, dan sê die ou, man, ek ken die doel, ek moes daar gewees het vanaand dat ek baie geld gewen het. Jo, ek dink soos ek het nog nooit daaraan gedink, soos vir my is dit soos, hoe maak 'n mens seker dat die liedjies nie te moeilik is nie, maar tog wil jy dit moet moeilik wees, anders is dit te maklik, want dit gaan nie eintlik oor maklik of moeilik nie, dit gaan eintlik net oor, gaan mense saamspeel met die program. Luister, wat jy daar sê is presies in die koel. Dit gaan nie om 'n liedjie moeilik of maklik is nie. As jy hom ken, is hy maklik, as jy hom nie ken, is hy moeilik. Maar daar's nie 'n moeilik of 'n maklike liedjie, dis ken jy hom of ken jy hom nie. Ja. En baie keer, baie keer in meeste van die gevalle, as jy byvoorbeeld die boerpot rond te vat, dat ons mos nou gehad, hoe gouer hy die liedjie herken, hoe meer geld maak hy. Jy weet, daai wat hy mos, dan loop die klok en sê, stop, dan die orkes speel, en sê, stop die orkes, dan moet hy nou sê wat die naam van die liedjie is. En ons het so 'n aftel gehad, hy begin, ek dink dit is R30.000, die 30.500 rywe. Dan loop hy nou vir die sekonde, elke sekonde is dit R1000, as dit nou 30.000, 29, 28, 27, 26. Nou, as ek vir jou nou liedjie speel, Eye of the Tiger, wat jy ken, maar jy sien daai klok tel af, daar gaan dit 1000, daar gaan nog 1000, daar gaan nog 1000, dan begin jy bietjie sien dat die agter geraak het, dan wil hy naam van die liedjie nie. Ja. Dan wil hy net nie kom nie. Hoe langer jy vat om te herken, hoe meer geld verloor jy. So, almal ken die liedjie, maar dis wie gaan hom die gouste herken? Die ou wat hom die gouste herken, hy gaan die meeste geld maak. Die ou wat lekker op sy voete kan dink, hy gaan die meeste geld maak. Jessie. Nee, ek onthou, so ek kan nie onthou, seker 9-10, soos daai vir 'n tienerjare, en toe het ek natuurlik ook saam gespeel, en dis is, ek wens ek was oud genoeg om deel te neem aan Noot vir Noot. Ek dink ek sou 'n hele paar randjies gewen het, maar nietemin. Maar jy moes. Ja, ag nee, Jy moes. Ja, ag maar, ten spyte daarvan, Johan, ek wil bietjie raak in terme van, wat jy bietjie vroeër gepraat het, in terme van hoe musiekprogramme vandag lyk, want ek bedoel, ons het so baie musiekprogramme gehad op 'n stadium, en soos Lirieke Raai, en dis hoe dit is, in Republiek van Suid-Afrika, nie noodwendig kompetisies nie, maar musiekprogramme, wat die kernonderwerp is. So, hoekom dink jy, is daar so baie minder daarvan vandag?
Wie mense ek het 'n antwoord gehad daarvoor. Ek dink dit het baie met die ekonomie te doen. Onthou musiekprogramme is duur. Jy het 'n orkes om te betaal, jy het sangers om te betaal, jy het ateljees om te betaal. Dit word baie duur. Want daar's baie mense betrokke daarbey. En daar is maniere om goedkoper dit te doen, maar jy kan sien dit is goedkoper. So ek weet nie en ek weet nie hoekom, soos ek net nou vir jou gesê het, toe ons al geraak het daaraan, ek dink die behoefte na daai tipe programme is op die oomblik nie daar nie. Onder die breë publiek nie. En ek dink dis omdat daar so baie ander vermaak deesdae is. Jy weet, as jy kyk na TikTok, mense is verslaaf aan TikTok. Hulle sit en kyk TikTok oor en oor, want daar's genoeg vermaak vir hulle om te kyk hoe ons mekaar klap of dit of dat of ek sien al baie hierdie goedjies wat hulle so dramatiseer, wat 'n ou staan op 'n dorpsplein en hy speel klavier en hier kom 'n meisietjie en sy sê, "Can I play with you?" Jy weet, daai goed doen ons al uit goed. En dan trek die kind los en die mense is verbaas en daai tipe goedjies doen hulle en dit is genoeg om mense en hulle is slim as hulle dit doen want hulle betrek emosie en talent en alles word daar betrek dat jy kyk na die ding en nou ja, dis daar's meer as genoeg vermaak deesdae op selfone, op YouTube, op sodat mense nie eintlik meer na 'n musiekprogram wil kyk soos in die ou dae gekyk het nie. Jy weet, toe hulle nou byvoorbeeld albums gehad het, ek moet besop op my ouderdom om te praat van die ou dae, want ek pes dit as mense praat van die ou dae. Maar as jy praat van vorige jare, toe hulle nog langspeelplate gehad het, nou is daar een treffer op die plaat. Nou koop mense die hele langspeelplaat, en hulle wil nie eintlik na die ander liedjies hoor nie, hulle soek net daai een treffer, maar 'n langspeelplaat het 12 of 14 snitte op. Toe het hulle later begin met die singles, met ander woorde, as jy 'n treffer het, dan is dit nou net 'n single wat uitkom, so jy kan daai single koop of deesdae jy stream hom sommer wat. Maar ek dink, met YouTube byvoorbeeld vandag, as jy enige liedjie in die wêreld, van enige kunstenaar in die wêreld wil sien, dan tik jy sy naam in op YouTube en daai het jy hom. Dankie, nie net luister na hom nie, dankie sommer kyk hoe hy dit sing. So daar is so baie inligting en baie musiek daar buite beskikbaar. Om dit nou in 'n program te probeer maak met een plaaslike kunstenaar of so, het nie die trefkrag wat dit sal hê, wat dit het vir iemand om net te luister na Taylor Swift of na enigiets. Of as jy hou van Leonard Cohen, waar gaan jy vir Leonard Cohen kan sien? Op die internet. Jy gaan op YouTube kan jy hom sien. So, ek dink daar is meer as genoeg musiekvermaak daar buite, dat die aanvraag na 'n plaaslike televisieprogram wat oor plaaslike kunstenaars met musiek gaan, ek weet nie. Ons het gehad met Noot vir Noot byvoorbeeld, die belangrikheid van 'n kunstenaar in die program. Ons het altyd gehoor of mense vertel ons die ma staan in die kombuis en maak kos. En as Noot vir Noot daar in die sitkamer besig en die res van die familie kyk en dan skree die ma die kombuis uit, wie is die gaskunstenaar? So dit het 'n baie belangrike rol gespeel. Ons moet ook seker maak dat die gaskunstenaar goed is, dat hy die gehore kan hou, want baie keer as mense nie hou van die gaskunstenaar, dan skakel hulle gou oor na 'n ander stasie toe terwyl die ou sing. Hulle wil nie nou na hom luister nie. En nou ja, as hulle eers afgeskakel het, kom hulle nie weer terug nie. So dis baie belangrik jou gaskunstenaar daar. Maar so sake nou is, kan jy daai ou wat jy van hou enige plek op YouTube raakloop. Ja, en ek dink dit raak al ook soos wat jy gepraat het in terme van as 'n kunstenaar sê nou maar 'n nuwe album of 'n whatever gehad het wat hulle nou wou bemark, is goeie platform om dit te doen, Noot vir Noot, maar deesdae met stroomdienste, soos mense engage nie meer so met kunstenaars nie, hulle luister op hulle selfoon, so ek dink dis hartseer tot 'n mate, maar soos jy ook vroeër gesê het, verandering, It's changed, dis evolusie, dis soos dit werk, jy weet. Jy moet onthou, die jare wat ek nou van praat, hoe keer ek myself dat ek nie weer die ou dae sien nie. Die jare wat ek van praat, was jou enigste vermaak maar die televisie gewees. So jou kykertalle het so geweldig afgeneem op televisie, omdat daar so ander stromingsplatforms en ander platforms beskikbaar is, dat mense nie nodig het om te sit en televisie kyk nie. Ek dink, 'n ding wat
binnekort gaan verdwyn is hierdie geskeduleerde programme. Laat jy gaan sit en wat die kanaal vir jou wys, moet jy nou maar sit en kyk tot jou gunsteling program nou kom. Met die streamingdienste gaan sit ek en besluit ek wil nou na dit kyk. Dan gaan ek in en ek kyk daai ding wat ek wil kyk. Dit gaan al hoe meer nou 'n ding begin word dat die geskeduleerde televisieprogramme op 'n netwerk soos wat ons dit geken het, ons groot geword het, daai is verby. Ja, sure. Ja, ek dink dis baie om oor te dink en baie nostalgies. Ek dink mense word baie geheg aan die nostalgie van 'n ding. Maar ek wil, soos wat ons die gesprek amper begin afsluit, Johan, was daar oomblikke tydens jou tyd daar waar die musiek self belangriker was as die kompetisie? Of moet ek nie meer sê belangriker nie, maar moet ek liewer sê groter was as die kompetisie? Nee, ek dink die twee gaan hand aan hand. Die kompetisie is net so goed soos die musiek, en die musiek is net so lekker soos jy hom kan saamspeel mee, en geniet as speletjie. So ek dink die twee gaan hand aan hand. Die een is nie, ek sou sê wel, wat wel 'n faktor was altyd, is die gaskunstenaar wat ons nou oor gesels het. Die belangrikheid van die gaskunstenaar kan jy nooit onderskat nie, want hy word deel van die hele program, en mense het uitgesien na daai breek tussen die speletjies. Maar selfs met die gaskunstenaar het ons nooit ooit net, hier kom 'n ou en hy sing en hy's weg en dis die einde van die storie. Ons het altyd seker gemaak dat wat hy gesing het ons ook 'n kompetisie oor gehou. Jy weet, daar was SMS-kompetisies oor wat hy gesing het, en ons het sy liedjies gebruik dan as 'n jy weet, as deel van die speletjies. So dis baie belangrik daai gewees. En ek bedoel, as jy praat nou van die impak wat Noot vir Noot gehad het op 'n kunstenaar self. Ek dink aan mense soos Nadine byvoorbeeld, wat 'n gereelde gas op Noot vir Noot was, en daardeur dink ek het sy ook baie roem gewerf deur die program. Baie van hulle, Kurt, Darren, Dozy, al die mense het begin op Noot vir Noot. Dis waar hulle raak gesien is. In Dozy se geval, hy was 'n pub en klub sanger gewees, en hy stuur ook vir so 'n bandjie van hom, en ons het gedog, die ou sing baie goed, maar die liedjies wat hy gesing het was, jy weet, Engelse liedjie. Ons het iets nodig gehad wat, jy kan nie net 'n Engelse medley insit nie, want ons is baie Afrikaanse kykers, en hulle verwag ook om iets in Afrikaans op te hoor, en ons kom toe die gedagte, Dozy kan vlot Zulu praat, en ons sê toe, hoekom vat ons nie 'n paar groot Afrikaanse treffers, en ons, maar Dozy het op daai stadium 'n langspeler, is die Zulu langspeler gehad. Okay. En dis wat ons toe gehoor. Dis maar hoekom vat ons nie Afrikaanse treffers? Sommige goed soos Transkaroo en sulke goed, en ons vertaal dit in Zulu, en dat hy dit in Zulu sing, kyk wat gebeur. En ons skrikker, want ons gedog, jy weet, die mense vandag sê, julle maak nie so met ons Afrikaanse liedjies nie. Maar toe Dozy opkom en hy trek los, hy stimela, die boejakaya, toe is die hele volk agter hom. Almal het gedog, dit is die wonderlikste goed, en daar het Dozy skielik losgetrek. So baie kunstenaars het hulle begin gehad op Noot vir Noot, omdat daar so baie kykers was, en omdat die blootstelling so geweldig groot was. Ja, nee, ek dink dis merkwaardig, maar ja, lekker om terug te kyk op hierdie tipe van ding. Maar Johan, 28 of 29 jaar is 'n baie lang tyd om 'n musiekprogram nou aan te bied, en jy het seker, ek weet nie, soos duisende liedjies aangebied, en die gehoor mee getoets tydens jou tyd op die program. So ek dink is tyd dat ons 'n rondetjie van Noot vir Noot speel, waar jy die deelnemer is, moet ek liewer sê, en dan, sien ons hoe goed jou musiekkennis is. Daai ding probeer almal met my, en dan sê ek altyd, onthou nou net, ek was nie 'n deelnemer nie, ek was die aanbieder. Ja, ek ken elke liewe liedjie, want ek het die programme opgestel, en ek staan met die kaartjie voor my met die naam van die liedjie. Wel, ek dink dit sal 'n lekker oefening wees. Dan sal ek vir die volgende paar minute Johan stem met wees. So ek dink ons noem hierdie liedjie, of noem hierdie speletjie liewers, raai die liedjie. So ek sal die liedjie, of ek gee vir jou 'n leidraad, dalk 'n klankgreepie of twee, en ek soek net die liedjie in die titel, en vir elke verkeerde raai verloor jy R50. Okay, dan gaan jy vir my 50 randjies gee vir elkeen wat ek reg kry. Presies so. Gaan jy? Ons EFT om sommer. Laat ek hoor, wat se liedjies wil jy moet ek herken? Okay, so, die eerste liedjie, die eerste leidraad vir die liedjie. Die Sweedse groep bedank vir die musiek.
Dis ABBA wat sê thank you for the music, the songs I'm singing. R50 vir jou, Johan. Ek wil dit hê. As hy. Ons sal later daai details uitsorteer, moenie worry nie. Okay, ek wou hom nie te moeilik begin nie. So volgende liedjie. Jou leidraad is Die koning van die bos se sirkel van bestaan. Die koning van die bos, Se sirkel van bestaan. Dit is jou eerste leidraad. ja? Soek jy nog 'n leidraad? Sien, ek het nie klou of jy praat nie. Okay, ek gaan nou hierso vir Koning jou. van die bos. As ek gaan vir jou 'n klein klankgreepie speel. Is it you'll be in my heart? Amper, maar nie heeltemal nie. Okay. Dit was 'n tema. Nee, amper selfde lyn, maar ek gee vir jou 'n klankgreepie. Hier kom hy. Daar's hy. Het jy hom gehoor? Nee. Okay, so dit is 'n fliek in Afrika gebaseer. Is jou tweede leidraad. Dis is seker The Lion King. Dis hy, tema lied van The Lion King. Anders moet jy dit vir my sing. Barry, dan moet jy maar liewer vir my sing as jy nie kan hoor wat jy Johan, speel ek sê nie. seker jy wil dit hê nie. Kom ons sê so Elton of nee, dit was nie Elton John nie. Ja, Elton John se The Lion King. From Ja. the day we arrived on the planet. Dis hy, The Circle of Life. Okay, so hierdie is jou laaste liedjie. Die insekte sê die son is op pad. Wat gee nog geleder? Hulle is 'n gewilde 60s popgroep gewees. Okay, die insekte, dit moet die Beatles wees. Here comes the sun. Dis hy, R50 vir jou. Ja. Dis nie Dis, Here comes the sun nie, dis Ja, dis dit George is Harrison. George Harrison. nee, The Beatles, Here Comes the Sun, dis reg. Ja, dis George Harrison Ja, dis gewees. hy. Wel, dis hy, Johan. Goeie musikant daai man. Hier is hy Ja. goeie goed gedoen hoor. Hulle het altyd gepraat van Lennon McCartney was die twee gewees, maar toe die Beatles is opgebreek het, toe George Harrison hom baie goeie goed geskryf. Ja, nee, beslis. Maar Johan, ongelukkig het ons tydjie nou tot 'n einde toe gekom, maar een vraag wat ek nog aan jou vra, wat ek aan al my gaste vra, is wat is 'n liedjie in die laaste tydperk wat jy regtig baie geniet het? Hoef nie 'n nuwe liedjie te wees nie, dit kan enige liedjie wees. Ek is vreeslik lief vir Charles Aznavour se musiek en daar's een dingetjie, jy kan gaan luister na die liedjie. Dis net vir my 'n beautiful liedjie. Die naam is Yesterday When I Was Young. Yesterday when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. Gaan luister na daai liedjie. Dit is my vreeslike mooi liedjie. Charles Aznavour se Yesterday when I was young. Dis my en dan 'n ander een wat 'n gunsteling al die jare maar vir my was Danny Boy. Dit is vreeslik lief vir Danny Boy. Al donkie jare. Dis vir my baie mooi liedjie. Sê, wel Johan stem dit se playlist recommendation daar vir jou. So Johan, ek sê vir jou baie dankie. Dit was regtig 'n baie groot voorreg om vandag met jou te kon gesels. Ja, so baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het en alle sterkte toe met alles wat jy aan die gang het. Voorreg, baie sterkte met jou podcast. Ek hoop dit gaan goed met hom en dankie dat ek mee kon gesels het. My voorreg gewees, hoor. Mooi loop. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en dit was 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier in hierdie episode, sowel as hierdie reeks. Dit is ongelukkig waar ons die reeks moet afsluit, maar ons sluit hopelik weer binnekort by jou aan om verder weer te gesels oor die musiekbedryf en alles wat daarin gebeur. As jy die reeks geniet het, laat weet ons gerus en laat weet ons met wie jy graag wil hê ons in die toekoms mee moet gesels. Jy kan gerus vir ons 'n e-pos stuur by info@rsg.co.za of jy kan 'n kommentaar los hieronder waar jy luister, of dit Spotify is, YouTube of op die RSG app. Onthou om RSG te volg op sosiale media om seker te maak jy loop geen van ons backbazare mis nie. Gaan maak 'n draai by ons Facebook en Instagram bladsye. So tot ek weer met jou gesels, mooi bly.